Ek het Vrydag gesê, ek is vir meer as 20 jaar in die boerdery betrokke en Habakuk 3 het my baie van geloof geleer. Nog een ding wil ek daar byvoeg. Want daar is 2 dinge wat wys wat in 'n mens se hart aangaan. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is 'n voorreg om jou vandag te groet en saam met jou weer eens op 'n baie kort en kragtige manier rondom die woord van die Here te sit. Vandag gesels ek met jou oor daar is 2 dinge wat wys wat in 'n mens se hart aangaan. Nou ek het Vrydag gesê dat ek is vir meer as 20 jaar in die boerdery betrokke en Habakuk 3 het my baie van geloof geleer. Maar een ding wil ek daar byvoeg. En dit is, daar is 2 goed wat wys wat in 'n mens se hart aangaan. Daar is meer, maar daar is 2 dinge wat dit baie duidelik vir 'n mens wys, voor ek vir jou die skrif gaan lees. Heel eerste, ek praat uit Habakuk uit. 2 dinge wat wys wat in 'n mens se hart aangaan. Eerstens, wanneer dit sleg gaan met 'n mens, ja, dan wys dit wat in 'n ou se hart aangaan. En tweedens, wanneer dit goed gaan. Nou wanneer dit sleg gaan, dan kom die werklikheid van 'n ou se geloof mos na vore. Het jy dit geweet? Gaan 'n bietjie deur 'n krisis? Gaan staan 'n bietjie langs iemand wat deur 'n krisis gaan? Nee, jy gaan nie vir hom lag nie. Maar hoor wat uit sy mond uitkom en hoor wat is in sy hart. Hoor die twyfel, hoor die bekommernis, hoor die angste, hoor die vrese. En baie keer gaan mense wat deur slegte omstandighede gaan, deur geweldige diep emosionele modderputte. En ek praat van ervaring en ek dink jy kan saam met my gesels vandag. En baie keer dan val ons waardes, of hoe sê mens, ons waardes tuimel in mekaar en dan vang 'n mens verkeerde goed aan of jy sê verkeerde goed of jou houding pas net nie in by jou Christen geloof of jou Christen oortuiging nie. Dit is soos Abraham wat toe hy daar by die Filistyne kom. Wat doen hy? Hy lieg oor sy vrou. Jy weet, 'n ou se waardes wanneer dinge taaf gaan, dan tuimel 'n ou se waardes baie keer 'n bietjie in mekaar. Maar tog bly die genade en die goedheid van die Here sterk oor 'n mens se lewe. Maar die tweede ding wat wys wat in 'n ou se hart aangaan, dit is wanneer dit met jou goed gaan. En nou laat ek vir jou sê, daar is baie keer, ek sê dit nie as 'n algemene reël nie, nê? Maar daar is baie keer meer duiwels wanneer dit goed gaan as wanneer dit sleg gaan met 'n mens. Want Habakuk 2, gaan lees 'n bietjie daar wat gaan aan in Habakuk 2. Die profeet Habakuk praat met Juda, die volk van die Here, die kinders van die Here, en hy beskryf die karaktereienskappe van die kinders van die Here. Toe dit met hulle goed gegaan het, hoor wat het van hulle geword, hoor wat het met hulle hart gebeur toe dit met hulle goed gaan. Vers 4 sê, hoogmoed en ongeloof. Vers 5, verslawing aan genotvolle substansie, gaan lees 'n bietjie daar. Vers 6, onregverdige winste. Dis nou maar een van daai dinge, né? Vers 8, vertrap mense vir eie gewin, trap op ander om bo uit te kom. Vers 10, eie sinnigheid. Vers 15, breek ander af om jou eie beeld op te bou. Vers 16, verbreek jou verbond met God. Vers 18, die afbreek van God se heerlikheid. Jy weet, Habakuk, nee, is geskryf met die agtergrond van wat met mense gebeur as dit met hulle goed gaan. En met Juda het dit uitsonderlik goed gegaan. En die Here antwoord Habakuk tweeledig, hoe 'n volk of 'n mens sy lewe moet inrig. Of dit nou goed gaan met jou en of dit sleg gaan met jou. Hoor wat sê Habakuk hoofstuk 2 vers 4. Hy sê, kyk, sy siel is opgeblaase in hom, met ander woorde hoogmoedig en is nie reg nie. 'n Persoon wie se hart in hoogmoed is nie reg nie. En dan die tweede gedagte in vers 4, hy sê, maar die regverdige, deur die geloof sal hy lewe. Dit is die belangrike. Hoogmoed is onreg en die karaktertrek van die regverdige, of dit met jou goed gaan of sleg gaan, die karaktertrek van die regverdige, se geloof, hy sê deur die geloof sal die regverdige lewe. Jy weet, Habakuk 3 vers 17 en 18 is vir my so toepaslik. En op beide die, met wie dit goed of sleg gaan, is hierdie van toepassing.
Nommer 1. Verbly jou in die Here. Of dit goed of sleg gaan. Is nie maklik nie, veral as dit sleg gaan, maar verbly jou in die Here. En tweedens, weet, God is jou krag. Moenie verval in die proses van dat jy op jou eie kragte gaan staatmaak nie. As dit met jou sleg gaan, maak 'n ou baie keer verkeerde besluite, want jy maak besluite uit frustrasie. Maar tweedens, as dit met jou goed gaan, dan raak 'n mens so maklik in jou eie kragte verstrengel en jy glo jy kan jouself help. Maar verbly jou in die Here, eerstens, tweedens, en weet God is jou krag. Mag die Here jou seën vandag. Here, op U steun ons, op U rus ons, en ons vat hierdie woord as waarheid en ons pas dit vandag in ons lewe toe. Amen.